Goeiemôre, 31 Oktober en hier volg die wêreldnuus. Koos begin weer op 'n ligter noot. So oom Koos, hy lê daar op sy sterfbed en 3 van sy beste pelle wat sy hele lewe saam hom groot geword het, hulle kom kuier. Die een is 'n dominee, die een is sy eie dokter wat hom behandel en die ander een is sy lawyer. Hy sê vir hulle, nou ja, as ek sterf my boedel in Swan, moet julle elkeen, hy gee vir elkeen 'n koevert. Binne in die koevert is R25.000 kontant in elkeen se koevert. Hy sê, wanneer ek sterf, sal julle asseblief daai koeverte binne in my kus vir my insit, as ek begrawe word, want ek wil daarom genoeg geld hê vir die hiernamaals waar ek vir myself 'n lekker lewe in die gang kan sit. So 'n week later sterf die oom. En daai 3 sit toe hulle koeverte binne in die kus word geseël en daar sakkie kus. Nou wie weet, hier 10 maande later, hier ons hang nog steeds uit by mekaar, kuier by mekaar. Hier kom die dominee, 10 maande later, hy sê, "Jessie manne, ek kan dit nie meer hanteer nie, ek het nagmerries, ek moet bieg. Ek het net R10.000 in daai koevert gesit en ek het die ander gehou. Maar ek het so sleg gevoel daaroor, ek het daai ander geld toe gevat en vir 'n mission gestuur daar in Afrika om vir kindertjies te sorg." Die dokter, hy krap so rond. Hy sê, "Oef, man, ek voel ook al sleg. Ek het net R8.000 daarin gelos. En die ander het ek gebruik vir medical research, jy weet. Ons het eintlik pilletjies research wat mense help om vinniger oor verkoue te kom. So ek dink ek het 'n goeie ding gedoen." Daai lawyer kyk hulle so. Eers hy begin met hulle beklei. Self-righteous hierdie lawyer. "Ek kan nie glo julle het ons beste vriend se geld gesteel en gelieg daaroor nie. My check is nog, of my koevert is nog saam met hom in daai kus, en ek kan julle garandeer, ek het my persoonlike check van R25.000 daar ingesit." Dis 'n lawyer. So, ons gaan by die nuus. Onthou gister het Trump ons opdrag gegee dat Amerika onmiddellik moet begin. Hulle het vir opdrag vir die Secretary of War gegee, dat die War Department, Amerika moet onmiddellik begin met nuclear testing, om op paar te bly met China en Rusland, wat ook reeds heeltyd voortgaan met nuclear testing. En skielik, sien ek, hier spring al die civi YouTubers en media en die mense uit hulle kassies uit, en maak uitsprake oor, omdat hulle nie weet wat aangaan nie. Maak uitsprake van hoe die environment gaan gedamage word, en hoekom moet Amerika nou nuclear wapens toets, en so aan, want hulle het nie idee wat aangaan nie. Nou, ek verstaan julle logika nie. Hulle dink nou, dit beteken, Amerika gaan nou nuclear bomme detonate in die atmosfeer. Hoe vlak kan jou intelligensie level wees as jy so dink? So, ons het 'n plek in Amerika, in Nevada, in die Mojave Desert, waar wapens so goed getoets word. Daar is 'n plek vir nuclear tests, onder die grond. Maar dit is nie die vol nuclear wapen nie. Hulle haal die plutonium en die uranium uit. Die test wat gedoen word is om te kyk hoe die system detonate en so aan. Dit word ondergrond gedoen en daar is nie radiasie nie. En dan agterna toets hulle ook die delivery systems, die missiele wat dit dra. Die missiel gaan op en hy het nie 'n warhead of niks in nie. Hulle toetsie. So dit toets, nuclear test beteken jy toets die wapen, en in ander woorde is dit 'n missiel, is dit 'n bom wat gedrop word. Ons is meestal net op missiele. So jy toets die missiel, sien hoe hardloop hy, sien of alles, sonder 'n warhead. En dan toets jy die warheads, sonder die plutonium en die uranium. Jy detonate, jy kyk of die ander detonate sequences reg gebeur. En dit word ondergronds gedoen, so daar's nie radiation nie. So vir die klomp civies, wat nou die dam onder die een se gat uitruk, moenie worry nie. Jy sal niks oorkom nie. Daar waar jy bly, jy sal nie radiation kry nie. Dan sien ek gister King Charles vir Andrew gedemote. Hy is nou nie meer prins nie. Hierdie kom al 'n paar jaar van Andrew se connections met Epstein, en wat nou 'n klad oor die naam van die Royal Family gebring het, en eventueel gisterand het dit gekom tot 'n punt waar die King Charles sê, "Okay, jy's nou af." En Andrew het nie gebetwist nie. Hy het aanvaar, hy's nou nie meer prins nie. Hy het sy officieel woning uitgetrek en is in die familiewoning in. Maar hy ontken nog steeds dat hy relationships met underage kinders gehad het. En dit kan nog nergens bewys word dat hy wel dit gedoen het nie.
So, ook in die nuus die week, praat van nuclearwapens. Rusland het hierdie week 'n nuclear-powered missiel getoets. Amma sê, Rusland toets nie nuclearwapens nie, hoekom moet Amerika dit toets nie? Rusland het hierdie week 'n nuclear-powered missiel getoets. 'n Missiel wat op nuclear power aan. Eintlik net 'n groot boehoe. Want al wat die verskil is, hy gebruik nie conventional rockets nie, hy gebruik 'n nuclear-powered engine. En al wat dit beteken, hy kan vir baie kan vir baie lank in die lug bly, kan vir dae aan mekaar in die lug bly, kan vir maande aan mekaar in die lug bly. Maar die ding is nie vinnig nie. Hy kan hom nie, want dit is 'n gewone, hy werk met stoom en spin 'n propeller en so is 'n jet engine wat gedryf word met nuclear power. En wat se spoed gaan hy vlieg? Jy gaan miskien mag 1.5, mag 1.6, mag 2 uit hom uitkry. That's it. Uit so 'n klein engine uitkry. Hy loop net permanent, so jy kan hom permanent in die lug hou. Nou as jy 'n missiel nie permanent in die lug hou wat rondvlieg, weet jy hoeveel goed gaan hom trek en waarheen hy gaan. En Kammersdag volgens Putin nou nie hoe hy claim, die ding is invincible en niemand kan hom afskiet nie. Ag, kom nou man, ons is 2025. Ons kan hypersonic missiele afskiet. Nou dink jy ons gaan hierdie stadige missiel nie bykom nie. So, dit is net niet 'n novelty. Hulle het mos hierdie ding probeer bou verfyn in so 'n jaar of 3 terug, of so 'n paar jaar terug, het die ding explode en 5 van hulle top nuclear scientists was dood. So, nou het hulle reg gekry om dit te verfyn dat hy nou kan hardloop. Hulle het dit al probeer maak vir vliegtye, nuclear engines te gee en so aan, maar dit is 'n waste, want al die tegnologie wat daar gaan en die kanse dat die goed lek of iets skeer, sê maar hy vliegtuig missiel of nou het 'n probleem iewers en hy val, dan jy daai radiation in die omgewing, so novelty, gaan nie veel daar uitkom nie. Nou het Western Intelligence opgetel dat Iran is nou weer besig om sy ballistiek missile program heropbou ten spyte van die UN sanksies teen dit. En China help hulle met chemicals en goed vir hulle missiele en so aan. Hulle die powder wat jy gebruik om 'n missiel mee te laat vuur, die rocket motors. So hulle is nou weer besig om hulle system op te bou. So ons verwag seker maar weer binne 'n paar maande of so, dan gaan die Israelies weer met hulle 35 besoek aflê en as dit nodig is, sal die Amerikaners weer met B-2 bombers hulle besoek aflê. Want solank as Trump in charges van Amerika en Bibi nog in charges van Israel, gaan hulle nie toelaat vir Iran om nuclear missiele te maak nie, of even ballistic missiles te maak nie. En nog deel van oorlog, Oekraïne het nou al nuwe drones gedevelop wat nou baie ver in Rusland in kan stryk en hulle gebruik hierdie, en hulle bou dit self, dis nie as dis van part af bou hulle hierdie drones, goedkoop proses, so jy kan baie bou, en hulle slaan lekker diep in Rusland en hulle teiken nog meestal net refineries, oil refineries, om te verseker dat hulle die energie uithaal van Rusland. En dan sodoende 'n bietjie af te sny, die support wat hulle het by die front, as hulle nie genoeg brandstof daar kan kry nie. En dis dan ons nuus, ons gaan in die history in. So in 1913, vandag 31 Oktober, is die Lincoln Highway gededicate in Amerika. Dis die eerste highway wat van reg oor Amerika hardloop. Nou dink net 1913, eerste highway, en kyk waar trek ons vandag. Die interstate system reg oor Amerika is van die grootstes in die wêreld. Hier's baie interstates oralste. Jy kan nie glo, alles het laaste 112 jaar. Hier het van een highway afgedevelop tot waar het vandag is. En dan vir 6000 jaar voor dit wat die mense op die aarde is, het ons maar net local paadjies gehad vir hulle Volkswagens en vir hulle chariots en goeders. Maar dit snaaks dat dit so lank gevat het om by 'n highway system uit te kom. Proper, soos dit vandag beskikbaar is. Ook vandag 1941 is Mount Rushmore voltooi. Jy weet, daai 4 koppe op die berg daar in die noorde van Amerika, Mount Rushmore. Nou is daar ons wat gepraat het, ja, maar hulle kan Trump se kop ook al bysit. Het al gekyk dat daar is, dis nie moontlik nie.
Dis te brittel, daai as jy nog iets daar probeer inkap en gaan jy net die hele blerrie gesig van die berg laat afval. So daai gaan nie gebeur dat hulle Trump se kop daar gaan add nie. En dan die 2011, 31 Oktober 2011 is nou staan bekend as 7 billion day. Dis die dag wat die apparently volgens United Nations het die wêreldpopulasie 7 biljoen mense bereik. 2011. Nou trek ons al hier byna 8 biljoen toe, oor die 7,5 biljoen al. Populasie groei. Maar blijkbaar moes ons 5 jaar terug gedepopulate het. Hulle sou ons moet met inspuitings en goed almal doodgemaak het dat ons nou minder mense is. Nou, miskien het daai goed ook geflou. Ook nie vir hulle gewerk nie, maar die populasie groei. Strek nou by 7,5 biljoen, oor die 7,5 biljoen mense. Dis dan ons nuus vir vandag in ons history. Sien julle weer maandag met nuus.